Goeienaand en welkom by Wat sê die Bybel en ons is terug vir nog 'n episode saam met Dr. Raymond Lombard en vanaand is nie regstreeks nie. So ons gaan nie 'n vraag kan of Dr. Raymond gaan nie 'n vraag kan beantwoord nie, maar ons gaan jou vrae beantwoord oor hierdie een topic vandag en dit is: wat gebeur gedurende die 7 jaar groot verdrukking in die hemele? Want ons het verlede week gepraat oor wat gebeur, daar's 'n wegraping, die kerk is weg, ons het gepraat oor alles wat op die aarde aangaan, die kerk is nie deel van wat op die aarde aangaan nie. So wat doen ons vir 7 jaar, waar is ons in die hemel, 7 jaar, wat doen ons, wat moet alles gebeur? So dokter, ek weet nie wat jou invalshoek nie, maar My invalshoek is die rede hoekom ek en Wessel met hierdie opnames het hy nou net vir julle gesê, is dat ek is nou nie hier nie, ek is uitstedig. Ek is op die oomblik in die FSA wanneer julle die program sien, is hulle by my in Townsend in Tennessee en ek preek by Ronnie Hepperly. okay, Ons is daar in die kerk saam met hom. there we go. Yes, en Wessel hulle saam met ons. Want jy is eintlik by die General Assembly van die... Dis reg. Ja, ek het vergaderings. Ons het Yes. missions board meetings. Ek doen op verskeie sendingrade in die wêreld. So ek het my vergaderings in Orlando, Florida, want dan preek ek in Townsend. So ek bedoel, dis nie dat ek sit iewers op 'n beach nie. Ek werk. So maar nou moet Ek sit by die swembad terwyl hy by die meetings is. In elk geval, so hier is ons nou en julle hoor wat vra Wessel. Hy het vir my gesê hy wil graag met my nou praat oor die hemel en ons wat daar is gelowiges en wat alles daar gebeur. Dis ek vir hom. Jy's in vir 'n verrassing as jy vir my daai vraag gaan vra. Jy sê, tell me more. Ja. So hier's my antwoord aan jou. Openbaring 6. Openbaring 7. Yes. Openbaring 12 en Openbaring 20. Daai 4 hoofstuk vertel ons wat in die hemel aangaan en tussen dit alles ook Openbaring 19. So Openbaring 6, Openbaring 7, Openbaring 12, Openbaring 19 en Openbaring 20 vertel ons wat alles daar in die hemel aangaan. Okay. So as ons praat van die 7 jaar groot verdrukking gebeur, die Van Openbaring 6? yes, maar dis omdat die wegraping gebeur het. Dis reg. Dis reg. In ander woorde, want die groot verdrukking begin in Openbaring 6 'n aanvang neem. Sodra die kerk weg is. Exactly. So begin die groot verdrukking. Ja. En nou is ons in die hemel. Wel, want jy sien presies nommer 1. Nou moet ons eers deur die pearly gates gaan. Want Right, is so die- miljoene mense op dieselfde tyd met deur die hek pas. Ja, meer as 'n biljoen. 'n biljoen Ja, mense. meer as 'n biljoen. Maar hier is 'n interessante ding. As jy nou op grond van wat ek nou vir jou gesê het, Wessel, as ek gaan nou Openbaring hoofstuk 6. Die eerste ding wat jou gryp met die 4 perde wat begin hardloop. Want dan ons kan sê, maar in die ou dae het my pa mos my gesê, my pa het vir my gesê as ek nou iets aangevang het. Hy sê jy moet net dit doen en dan gaan daar perde wees. Yes. Bedoelende, daar kom moeilikheid want as die perde hardloop, dan is daar moeilikheid. Okay. Ja, En want dit kom eintlik van Openbaring af. ek weet nie of dit is in die Bybelse tyd as die perde hardloop was, dan was oorlog gewees. Hulle weet niks van die Rothmans July nie. My maat was my eendag sê, my kind, jy moet my 50 sent gee vir Place Accumulator want Jamaica Music gaan hierdie jaar wen, was 1976. My maat perde gespeel, sy het die jackpot gespeel, 50 sent, of die Place Accumulator het dit genoem. En ek moet altyd van my salaris my ma 50 sent gee. Ek het begin werk in 1976 en ek sê, like, mamma, dis my geld. Sy sê, gee my net 50 sent my kind. En daai perd het toe nooit gewen, hy hardloop nou nog. Jamaica Music. Die van julle wat oud genoeg is wat weet, hy hol nog steeds. Daar hoor julle nou, julle pastoor het gedobbel. Ja, I'm telling you, met op- my ma. Op hierdie YouTube kanaal is ons glad nie dobbelaarry is van die duiwel af. So. Maar nou moet ek sê, maar ek het gou my verstand gekry, die perdjie is nie gewen nie, so ek het net daar gestop. Ja. Maar hier is die storie. Die 4 perde hardloop. En dan as die 4de perd hardloop, dan kom die 5de seël na dit. En hoor wat gebeur in die hemel. Want hierdie is in die hemel. Hy sê, ek hoor onder die altaar in die hemel van die siele wat gedood is ter wille van die woord van getuienis wat hulle gehad het. Hulle het met 'n groot stem gesê, hoe lank gaan u nie ons bloed oordeel op die bewoners van die aarde? Elkeen van daai mense het wit klere gekry
en hulle hoor hulle met 'n tydjie rus dat die ander wat nog gedood word soos hulle voltallig sou wees. So skielik lees ons van 'n klomp mense wat op die aarde gesterf het en wat in die hemel aankom as martelare. Dis die heel eerste ding wat ons aangryp op jou vraag. Wat gebeur in die hemel as die wegraping plaasgevind het? Yes. Ja, ons weet in Openbaring 3, aan die einde van Openbaring 3, die kerk is nou weggeruk. Openbaring 4 en 5 is 'n blik in die hemel van aanbidding met die ouderlinge in die hemel, want Openbaring 4 en 5 vertel van die 24 trone en die ouderlinge wat God aanbid. Yes. So nou is die kerk in die hemel en verteenwoordig die kerk en hulle is daar. Maar die venster, wanneer Openbaring 6 oopmaak, die venster, as jy hom oopmaak, die eerste ding wat jy kyk as jy deur die venster kyk is, as jy 4 perde gehardloop het, die 5de seël, is daar mense wat gesterf het. En so dit natuurlik, So dit beteken om moes 'n tyd verloop het, want as al mense as martelare doodgaan. so hierdie praat van alles in die eerste 3,5 jaar. Okay, 3,5 jaar Eerste 3,5 gaan jaar. mense vir hulle geloof moet sterf. Right. Nou, so wat toe nou gebeur? Nou kom jy 'n parentese. Die volgende ding wat gebeur is 'n parentese. Okay. Parentese is 'n moeilike Afrikaanse woord vir jou, right? Parenthesis. Ja, so ek gaan jou verduidelik in Afrikaans wat dit is. Parentese is 'n tussenvoegsel. Yes. Ons praat oor hierdie onderwerp, nou val ons onsself in die rede, ons praat oor hierdie onderwerp en dan gaan ons nou weer terug. Presies. Okay, so die parentese sê 144,000 word verseël op die aarde. Maar jy het mos my vra wat gebeur in die hemel. Yes. Okay, maar wat's nou hier? Die oomblik as jy 144,000 verseël het iets op die aarde gebeur wat terugslaan tot in die hemel. Wie wat het gebeur? Daar staan. En ek sien mense, so groot menigte, jy kan hulle nie tel nie. Uit alle nasies, volke, tale op die aarde. Maar daai mense wat hy sien, kom met wit klere en palmtakke in die hemel aan. En hulle loof en prys die Here en raai waaroor sing hulle? Heil aan onsse God. Die woordjie heil in Afrikaans beteken redding, saligheid. So die groep wat jy nie kan tel nie, wat in die hemel aankom, in die begin van die groot verdrukking, die eerste 3,5 jaar, Het 'n tweede kans gekry. so hulle het dan tot die ontnigtering gekom, ons het agtergebly, Ja. en dat hierdie mense was toe al die tyd reg, So. en hulle gee hulle hart vir die Here. En hier kom hulle aan en hulle sê aan God wat op die troon sit en aan die lam, Jesus. As jy van die lam praat, praat jy van Jesus. Yes. Right, maar wat hier gebeur? En nou het hulle gesprek in die hemel. Nou vra Johannes vir die ouderlinge wat daar is en vir die engele wat daar is, hy sê, wie is hierdie klomp mense? Want jy vra vir my wat gebeur in die hemel. Ja. Nou is die gesprek. Nou staan hulle in die hemel en gaan Ja. hier kom klomp mense in geloof. Yes, What's soos 'n happening? stroom. En nogal interessant. Die Griek sê, dis soos 'n sterk stroom mense. Nie druppeltjies gedrupsgewys nie. Ja. Die oorspronklike teks sê, dit kom soos 'n standhoudende stroom in die hemel. In ander woorde, die mense stroom in die hemel in hulle duisende, ontelbaar. So. En hy sê, like, wie is hierdie mense? En hy sê vir hulle, maar jy weet dit. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle moes doodgaan om daarin te stroom. Presies. So op die aarde is daar menigtes wat doodgaan. Wel, hier is die 4 perde wat hardloop en is die oorlog. Ja, En daar's miljoene, biljoene wat sterf. So mense gaan dood as gelowiges in die groot verdrukking. Yes. Menigtes van Wel, die strome wat Ja, net inkom. een van die perde, nê, sê hulle maak 'n kwart van die aarde dood. Shop. Daar kom 4 perde. Ja. Een van die perde alleen is verantwoordelik as dit met die seël dat om 'n kwart, 'n 4de deel van die aarde dood te maak. Jy praat van amper 2 biljoen mense. Ja. Okay, so gelowiges word bygesit gedurende die eerste 3,5 jaar. Baie. Ja, okay. Ons So kan sien. dit antwoord die vraag, kan ek gered word as ek die wegraping mis? Wel, jy sien ons dit nou. Dat jy sê, dit Ja. is altyd my antwoord. Gaan kyk in die Bybel. Maar jy gaan jou lewe moet gee vir dit. Presies, want hulle het gesterf. Ja. En hulle sê heil aan onsse God. En hy sê, hulle het hulle klere gewas en wit gemaak deur die bloed van die lam. So they had to pay a price. Ja. Nou kan jy jou hart vir Jesus gee en prys die Here en jy leef in die tyd van genade. In die groot verdrukking, jy gee jou hart vir die Here, jy gaan sterf. Want onthou, die rede hoekom hulle gesterf het, daai mense, ter wille
van die woord van God, die Bybel. Yes. En die getuienis, Jesus, die lam, wat hulle gehad het. So hulle praat oor Jesus en hulle praat oor die Bybel. Ja. So as jy nie groot verdrukking oor die Bybel praat, jy praat oor Jesus, you will be killed. En in daai parentese is die 144.000 wat geseël is, wat Die evangelie verkondig. bring. So jy kan die effek sien, So geseël beteken, daar kan niks met hulle gebeur. nie met hulle nie. Yes, so hulle kan Hulle is preek. beskerm. Yes. Hulle is beskerm. Die Maar al die oordeele ander- tref nie hulle nie. En dis hoekom ons soveel mense gered raak ook, as gevolg van die 144.000 evangeliste getuienis plus Henog en Elia. ja, die twee getuies. Yes, wat 'n kragtige getuienis het in Jerusalem. Ja. Maar ek bedoel, ons wil nou nie te veel pad ons oor die aarde. Ja, so Ja. okay, nou is al menigtes wat Right, instroom vir 3,5 jaar. Ja. Yes. Enigiets anders wat in die 3,5 jaar gebeur, Ja. behalwe Ja, miljoene mense wat daar ingestap right. het. So in die middel van die swertkoordverdrukking het daar 'n baie interessante ding toe gebeur na 3,5 jaar. In die hemel. In die hemel ruim. Tussen die hoogste hemel en die aarde gebeur daar iets, daar breek 'n oorlog uit. Is dit die tweede hemel? Yes. Okay. En wat gebeur is, uit die hemel uit kom die aartsengel Michael, God se grootste held, Yes. met miljoene engele. Hulle verlaat die hemel. Saam met waar ons is. Hulle verlaat die hemel vir 'n oorlog met Satan en sy engele. Tussen die hemel en die aarde breek daar 'n oorlog uit, Openbaring 12. En Satan en sy engele word op die aarde neergewerp. So daar's 'n klomp engele wat ons nou gaan verlaat in die hemel terwyl ons daar is. Okay. Maar nou ons wat in die hemel is, daar word 'n groot aankondiging vir ons in die hemel gemaak. Okay. Want jy vra, wat gebeur met ons in die Ja, hemel? ja. Daar kom 'n moment of silence, okay? Behalwe dat ons in die hemel, daar gaan 'n oomblik kom waar jy en ek en niemand God gaan aanbid in die hemel nie. Verduidelik dit. Daar val 'n doodse stilte op elke siel wat in die hemel is. Vir hoe lank? Vir hoofstuk 8. Toe hy die 7de siel oopmaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Die skok van wat nou op die aarde gaan gebeur, verneem ons in die hemel. So wat verneem ons? Want daai, wat is daai skok? Sê die Bybel vir ons, hoekom Ja, is ons so stil? Ja, hou aan met lees. Hoofstuk 8, hoofstuk 9, hoofstuk 10, hoofstuk 11. Dis juis presies die boek Openbaring Is dit die volgende 3,5 jaar? wat nou gaan, wel, ja, hy bou nou op. Okay. Nee, ons is nog steeds in die eerste 3,5 jaar. Okay, nou wat was daai aankondiging? So In kortendeels. die stilte in die hemel het die effek dat 'n halfuur daarna begin daar engele in die hemel opstaan, 7 engele met 7 basyne. En elke engel as hy blaas, tref iets die aardbol met groot omvang. Okay. Haal, vuur, meteoriete, water verander in bloed. 1/3 van die aarde se skepe vergaan. 1/3 van die gras verbrand. 1/3 van al die bome. 1/3 van al die gewasse So. word vernietig. En op die koop toe, demone in hulle honderde miljoene word uitgelaat uit Abyssos uit die put uit. Mense word gepynig. Dan kom daar demone wat mense doodmaak. 1/3, 1/3 van die mense. Van daai kwart wat dood is, nou is daar 3/4 oor, na die wegrapping is daar hoeveel oor? Nou nog 1/3 sterf met vuur en swaal uit hierdie wesens wat op die aarde verskyn. Sure. En terwyl dit aangaan, hoor ons van hierdie oorlog in hoofstuk 12. Nou sê jy vir my, wat gebeur met ons in die hemel? So, eers verneem ons van hierdie verskriklike oordeele wat die arm aardbewoners nou, die arme mense gaan tref. Ja. So jy vra vir my, wat gebeur in die hemel? Ons kry die nuus Yes. en dat dit Die gaan, hemel is stil. dit is stil vir 'n halfuur lank. So. Nou, en die volgende oomblik, kom daar 'n groot stem in die hemel. 'n Paar maande daarna, in die hemel, kom 'n groot stem hierdie keer. Die stem sê, julle wat in die hemel woon, it's time to rejoice as you've never rejoiced in your whole life. Nou is dit tyd om die God van die hemel, die almagtige, die Alfa en die Omega, in sy seun te aanbid, soos julle dit nog nooit ooit gedoen het in julle hele lewe nie. And you know why?
Die boodskap is, nou het die heil en die krag, die koningskap, die eiendom geword, die mag van Christus, want die duiwel is op die aarde neergewerp, wat mense aanklaag voor God. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van getuienis. En nooit ooit weer kan Satan in die hemel een siel kom aankla nie. Okay. So ons hoor die boodskap. Yes. Dis verby. Die duiwel kan nooit weer kom nie. Sure. Hy is nou op die aarde Neergewerp. neergewerp. Ja, en hy het nooit ooit weer toegang tot die hemel om enigiemand aan te kla voor God nie. Sure. So ons kry daai boodskap, Ja. dit het nou gebeur. Ja. En dan ons gaan, ek wil amper sê ons gaan bossies gaan. Ons gaan rejoice. Dat sê, julle moet juig, julle moet God loof en prys van die aanklaer van ons broeders. Hy wat mense dag en nag voor God aankla, is op die aarde neergewerp. Ja. Mense het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Sure. The great, so wat ons sê in Engels, die great accuser is weg. Hy Ja. gaan jy nie meer accuse van Right. aankla vir enigiets nie. En dan verwelkom ek en jy vir Moses en Elia terug in die hemel. Nee, want baie mense sê dis Moses en Wil ek Elia. sê, waar was Moses? Exactly. Hy was heeltyd daar Ja. vir Elia en die Enoch. Henog. Want baie mense het ons vir my sê, Moses, ek sê maar Moses het al gesterf. Hoekom het hy 2 keer sterf? So So dan jy praat van die twee getuies Ja, wat hulle is- op die aarde besig was om te preek. die eerste 3,5 jaar. Hulle word doodgemaak. Die staan op na 3,5 dag. Toe Satan uit neergewerp was. Yes. Toe het hy en sy trawante die twee getuies doodgemaak. Nee. Dit Wie het het hulle reeds dit doodgemaak? het letterlik net voor dit gebeur het. Wie sal die twee getuies doodmaak? Dit op baie die aarde? interessant. 'n Gevalle engel wat tans in Abyssos onder in die aarde is, Okay. word vrygelaat. Daar staan. Hy sê en ek het gesien. Hy sê wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom uit Abyssos. En daai dier het persoonlikheid. Is 'n gevalle engel. En om oorlog te maak en hy het hulle oorwin en hulle doodgemaak. So dit kos 'n gevalle engel, 'n angel. Ja. Geen mens kan hulle doodmaak. Want die Bybel sê as iemand hulle doodmaak, gaan daar vuur uit hulle mond uit. So wat ek wil sê is 'n gevalle engel kom uit die afgrond uit Abyssos uit Ja. op. Deur Satan se werking. En hy maak vir Elia en vir Henog dood. Okay, nou hulle twee is dood. En nou staan hulle op na 3,5 dag. En hulle is terug by ons in die hemel. Okay. Want jy wil weet wat gebeur in die Ja, hemel. ja, dis kom ek. So die Okay, twee, so ons verwelkom hulle twee terug. verwelkom hulle twee terug. Right. What's next? Die 144,000 verskyn ook saam met Hulle word weggeruk in hoofstuk Hulle gaan 12. nie almal dood nie. Nee, nie een gaan dood nie. Voor Satan hulle bykom, want nou word Satan uit die hemel uitgewerk. Ja. En voor hulle kan bykom, word hulle weggeruk na God se troon in die hemel. So ook die 144,000 dag by ons op. So daar's dieselfde as wat met as ek nou kan Die sê twee getuies die gebeur, twee getuies weggeruk hemel toe. word met die 144. Yes, want in hoofstuk 14 sien ons hulle staan met die lamp op die berg Sion, die hemelse berg Sion, en hulle loof en prys die Here in die hemel. Okay. Hulle is ook daar. So hulle die twee getuies, die 144, Plus hierdie ontelbare menigte wat gestroom het. en daar's nog steeds mense wat gered raak. Al Heeltyd. die pad deur die 7 jaar? Ja, heeltyd. Alhoewel absoluut. Ja. Maar wil ek ook by sê alhoewel die getalle van redding gaan al hoe minder word. Yes. Want die Bybel begin praat van middel van die boek Openbaring, die mense het hulle nie meer bekeer nie. Raak al hoe moeiliker, al hoe moeiliker. So in die meantime, jy vra my wat gebeur. Sê vir my, as ons nou in die middel van die groot verdrukking is, en ons is op pad na die tweede helfte toe, die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar in die hemel. Ja. Iewers in daai tyd moet daar mos 'n regterstoel wees, die bema, want ons lees dan 3,5 jaar na alles ek jou nou net vertel het, Ja. kom die kerk aarde toe om te kom regeer. Saam met Jesus. Ja, so dan daar So moes iets nou moes gebeur vir ons om saam met Jesus. Eerstens daar moes 'n wegraping gebeur, anders kan ons nie saam met Jesus terugkom net so, Om saam met hom te regeer, moes jy krone Krone gekry het kry. om te kan regeer. so daar moet 'n kroningsplegtigheid wees. En as hy met sy bruid kom, moes daar 'n bruilof gewees Right, so dis die twee grootste uitstaande dinge nog wat in die tweede helfte van die tussen die middel en die einde van die 7 jaar moet plaasvind. Okay, en met daai
sal ons volgende week oor praat. So? Want ek dink daar's baie om oor te praat. Nou, baie. Ons kan 'n week hieroor praat. Ek het baie om te sê. Hierdie was die eerste 3,5 jaar inleiding van Right, vir die tweede helfte wat kom. what's gonna happen. Absoluut. Is ons tyd op? Het ons so lank gepraat. Ons is al Kan jy glo? 25 minute in Ek hierso. kan dit nie glo nie. So volgende week moet ons aangaan. Ja. Let's do it. Sonder om te praat oor wat daar gebeur, is daar enigiets anders wat in die hemel gebeur wat ons oor moet dink voordat ons in die bruilof ingaan of die regterstoel. Yes. En dan ek neem aan die regterstoel gebeur voor die bruilof. Die bruilof, ja. So die twee uitstaande groot dinge wat tog moet gebeur is dit. Daar is nog iets anders, want onthou, op die aarde het ons nou tussentyd in die middel van die 7 jaar, het die anti-kris nou in die tempel gaan sit. Okay, in Jerusalem. In die derde tempel. Right. En wat presies, die derde tempel, die anti-kris gaan nou daar sit. En onthou, nou moet mense die 666 ontvang. Skielik verander alles nou van, nee, jy moet die 666 hê. Ja. Jy moet die merk van die diere ontvang. So, jy vra my, wat gebeur? Die mense wat van nou af sterf, en wat in die hemel aankom, is mense wat weier om dit te ontvang. En ek sal volgende week, sal ek dit vir jou verduidelik, want daar's 'n baie spesifieke teks, wat vertel wat daai mense nie gedoen het, hoekom hulle in die hemel aankom. Want skielik het ons die mense wat in die hemel aankom, bietjie vir 'n ander rede, as die ander mense wat in die eerste 3,5 jaar aangekom het. Daar het nou iets gebeur op die aarde, wat nou 'n groter klomp mense nog gaan laat sterf. Wat ons gaan sien in die hemel, ek en jy, wanneer ons daar is, sal sien, ons gaan weet wie hulle is. Nou ja, ek dink volgende week vertel ek jou meer. Okay, so ons het 3 topics vir volgende week. Yes. Okay. Absoluut. Baie dankie. Dankie vir jou. En dan is ons terug volgende week om aan te gaan met wat gebeur in die hemel. In die hemel, in die tweede helfte van die 7 jaar groot verdrukking. Want hierdie gesprek was eintlik maar alles in die eerste helfte. Yes. Ja. Okay, amazing. Ek het jou gesê, jy gaan baie verras wees om alles te hoor. Ek wou sê ons kan nou praat daaroor, maar ek voel ons kort 'n goeie 20 na 30 minute om dit mooi te verduidelik. Om dit ordentlik te doen. O ja. Let's do it. Cool. Dan sien ons julle almal volgende week terug by Wat sê die Bybel? En ek dink daarna is Dr. Raymond terug. Ek glo so. Ek dink daar's nog een. Ja nee, uit Amerika. Nee, definitief. Terug en dan nie te behou. Ek moet kom preek in my eie kerk. Genoeg gepraat in Amerika. That's true. Hoorie, so sien julle volgende week en sterkte, lekker dag. Baie dankie. Shalom.